Ons beweeg vandag aan na die volgende deel van Romeine 2. Was dit die laaste deel van hoofstuk 2. En wel vanaf verse 17 tot 29. Dit is die konteks van vandag se boodskap. Alhoewel ons nou net 'n deel van daardie boodskap gaan kyk, van daardie skrif gaan kyk vandag. Vanaf hoofstuk 1 vers 18 het ons gesien dat Paulus ons wys dat die hele wêreld skuldig voor God staan. Dat niemand enige verskoning voor God het nie. En hy het opeenvolgend na die volgende groepe gekyk. Hy het die heidene se skuld uitgewys in verse 18 tot 32 van hoofstuk 1. En dan in hoofstuk 2 het hy hoofsaaklik gekonsentreer op die mens wat op sy eie goedheid staat maak. Die morele mens. Hy wat selfs ander oordeel en veroordeel, maar hy doen dieselfde dinge. En dan, dit was nou in hoofstuk 2 van vers 1 tot 16, en dan nou hier vanaf vers 17 tot 29 van hoofstuk 2, wys Paulus dat selfs die Jood, met al sy voorregte en al sy kennis, met al sy erfenis, ook skuldig staan, en onteenseglik hulle goddelike opdrag versaak het. Ons het baie te leer by die Jode, omdat ons onsself so identifiseer met hulle, baie keer verkeerdelik in die opsig dat daar sommige dele van die kerk van ons dag is, wat die kerk sien as die vervanging van Israel. Verkeerdelik, moet ek dadelik byvoeg, en soos dit ook baie duidelik sal blyk uit vandag se boodskap en verdere boodskappe. Maar vandag se boodskap staan sterk dat niemand word vrygespreek op grond van sy afkoms, sy godsdiens, sy kennis of dalk selfs gebrek aan kennis, en daarom ook nie die Jode nie. En die enigste hoop vir enigene en ook die Jode berus in die genade van God wat in Christus Jesus geopenbaar is. En as ons nou later deurwerk na die volgende hoofstuk, en as ons by hoofstuk 3 kom, en ons sien Paulus sê byvoorbeeld in hoofstuk 3 vers 10, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid of die regverdigheid of redding aan God. Almal het redding nodig. Dis wat hy ook in vers 23 bevestig. Nou juis teen hierdie agtergrond, ek wil amper sê, hierdie donker agtergrond, hierdie donker prentjie wat skilder dat almal is skuldig voor God. Dis juist dan teen hierdie donker prentjie dat die lig van die evangelie so helder skyn. Sodat Paulus, wanneer hy dan aanbeweeg in hoofstuk 3, waarby ons nog gaan kom, maar ek wil nou alreeds die deur op die skreefie oopmaak, in 3 vers 21 en 22, waar hy sê, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Geen onderskeid onder enige mens wat ooit hier op aarde geloop het en nog gaan loop nie. Nou dit is waarin ons op pad is. Na Romeine 3 vers 21, dit is vir ons op hierdie stadium die mylpaal waarin ons op pad is. Maar nou vandag eers die laaste deel van hoofstuk 2, en dan wel vanaf vers 17 tot 29, en kom ons lees dit soos op die bulletin is, maar ek gaan nie die hele deel vandag lees nie, net die eerste paar verse, net 17 tot 21. Romeine 2 vers 17 tot 21, soos ook op die bulletin. Kyk, jy dra die naam van Jood, en steun op die wet, en beroem jou op God. Onthou, hy praat met die Jode. En jy ken sy wil, en onderskei die dinge waar dit op aankom, omdat jy uit die wet onderrig word.
Dit is jou hele geskiedenis. Vandat jy jou oë oopmaak en vandat jy kon verstaan, is die wet in jou ingedrul. Jy het oggend, aand en middag en aand het jy van die wet gehoor, voortdurend by elke geleentheid, want dit is hoe die Jode geleef het. Vers 19, en jy is oortuig dat jy wat die Jood is, 'n leidsman is van blindes, maar jy is bo die ander mense verhewe, bo die wat nie Jode is nie, 'n lig vir die wat in die duisternis is, 'n opvoeder van onverstandiges, 'n leermeester van onervarenes, omdat jy die beliggaaming van die kennis en die waarheid in die wet het. Dan kom ons voeg vers 21 by. Jy dan, wat 'n ander leer, jy wat jouself as die leermeester van ander sien, leer jy jouself nie? Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy, en dan gaan hy aan om dit nou so toe te pas. Maar kom ons volstaan met daardie skriflesing net eers tot daar. Nou as ons na vers 17 en 18 kyk, dan praat Paulus hier met die Jode baie reguit, baie direk. Kyk, jy dra die naam van Jood. Die nuwe vertaling stel dit soos volg, wat eintlik 'n beter vertaling is. As jy jouself dan 'n Jood noem. As jy jouself dan 'n Jood noem. En steun op die wet en beroem jou op God. En jy ken sy wil en onderskei die dinge waar dit op aankom, omdat jy die wet onderrig word. Dis wat hy daar dan sê. Maar is al die dinge wat met jou Joodskap, omdat jy jouself 'n Jood noem, wat daarmee verbind word. Nou vir die Jode was die naam Jood 'n eretitel, want dit het beide hulle ras en hulle volksverband en hulle godsdienstverband bewys, of dit benoem, dit naam gegee. Iemand was 'n Jood op grond van die feit dat hy as 'n afstammeling van Juda gebore is, want dis waar die naam vandaan kom, Juda, Jew. Dit is waar die naam Jood sy oorsprong dus het. As Jood beskou hy homself dus as een van die uitverkorenes van God. En so het die naam Jood of Juda onder die Jode, het dit hulle onder die eie waan geplaas, dat hulle werklik die uitverkorenes, die gepresenes van God is, vanweë wie hulle is, vanweë hulle eie goedheid, van hoe hulle as besondere mense op hierdie aarde is, en maar hulle eie meriete. En hulle het hooghartig, trots, arrogant, selfvoldaan geword. En dit het daartoe gelei dat hulle geen begeerte gehad het om God en sy genade met enige iemand te deel wat nie 'n Jood was nie. En hulle houding was so, dat hulle het gesê, God was hulle God, en hulle het hom verdien op grond van wie hulle is. Nou ek wil graag dan, ter wille van duidelikheid, die fokus afhaal van Paulus se klagstaat teen die Jode, wat in hierdie deel dan nou hier genoem word. En ek wil eerder dan vandag die fokus verskuif na die Bybelse lering oor wie Israel werklik is. Oor hoe God na Israel gekyk het. En hoe hy hulle gesien het. En hoe die redding is wat hy vir hulle beplan het. En ek het reeds genoem, daar is groot verwarring onder sekere dele van die kerk, wat sien dat die kerk die voortsetting van Israel is. Die nuwe Israel is as het ware. Maar geliefdes, ons moet dit baie goed verstaan. Israel is 'n entiteit op sy eie, wat God uitverkies het. En na Jesus se kruisiging en sy opstanding, het God die kerk begin, wat nie 'n voortsetting is van die Joodse geloof nie. Dit kom uit die Joodse geloof, maar hulle het Christus gekruisig. Daar het hulle afsnyding gekom. Sover het hulle self betref. En vir enigeen om dan te sê, die kerk is die voortsetting van Israel,
is werklik 'n denkfout. En is 'n ernstige denkfout wat tot ernstige gevolge en konsekwensies in die lewe lei. Soos ons dit in ons eie land gesien het, hoe die politiek hier toegepas is op grond van daardie denkfout. Maar ek wil ook hê dat ons moet baie duidelik verstaan, ons as Christene moet mooi verstaan wie die Jode is. En dat ons hulle nie mag afskryf nie, net soos ons geen een ander persoon mag afskryf nie. Maar dat die Jode in God se bestel 'n besondere plek nog gaan beklee, soos wat dit duidelik uit die woord uitblyk. Soos Paulus dit self later in Romeine 10 en 11 gaan verduidelik. Hoe hy baie duidelik wys hoe Israel weer terugkom onder hom en onder sy genade, dat hulle dan ook tot bekering gaan kom en deel word van sy koninkryk. Saam met die kerk, saam met die volk Israel, word God se koninkryk gevorm. Dit is wat die Bybel ons leer. En daarom dan kyk ek vandag na die hele feit dat Israel God se keuse was as volk. God het hulle uitgekies. Daar is een van die voortsettings van die bevestiging van God se woord, naamlik dat hy 'n God is wat uitverkies. Dit is hoe hy te werk gaan. En van al die volke hier op aarde, het God vir Israel uitgekies as sy volk. Kom ons kyk daarna. Wanneer ons dan God se woord oopmaak, van Genesis tot Openbaring, kom ons die heilige, almagtige God teë, wat kies, wat uitkies, wat uitverkies, wat hy uitverkiesing in werking stel en mense roep, soos wat hy Abraham geroep het, soos wat hy Moses geroep het, om besondere dade uit te voer. En hy sluit hy ook verbonde met die mense en stuur hulle op 'n sending. Dit is hoe God te werk gaan, dis nou maar nie algemeen. En nergens is dit duideliker as sy keuse van Israel nie. Israel wat maar net 'n klein, gewone volk is, aan wie hy buitengewone genade toevertrou het, as die afstammelinge van Abraham. En hy het hulle nie gekies, omdat hulle indrukwekkend of groot, of beter, of op enige manier voortreffeliker was as enige ander volk nie. Hy het hulle gekies, omdat hy genadig en soewerein en 'n doel met hulle gehad het. En dan om Israel se plek in God se plan te verstaan, sal ook daartoe lei dat ons ons eie redding beter verstaan. En daarom is dit belangrik dat ons dit moet verstaan. Omdat God Israel gekies het, dink net daaraan, het ons vandag die Bybel. Ons het al die beloftes en die versekering wat daar in die Bybel is. Maar bo alles, as ons kyk na die Bybel, is dit juist dan op die bladsye van die woord, dat ons God leer ken, waar hy homself openbaar. En dit is op die bladsy van die woord, dat ons vir Jesus Christus ontmoet. En waar ons deur die woord met hom in 'n lewende verhouding kan tree. En dit is deur sy woord dat hy tot ons spreek. Dit is sy allerheiligste, allerwaarheid wat ons in sy woord aantref. Daarom word die vraag dan gevra, hoekom het hy dan vir Israel gekies? Wat wou hy met hulle bereik? Wat was sy doel? En hoe bring ons dit in verband met onsself? In die eerste plek het God Israel uit genade gekies. Geen verdienste nie, net soos ons. Hy het Israel uit genade gekies. En hierdie eerste waarheid is 'n baie nederige waarheid. Want hulle was dit nie waardig nie. Maar dit het gebeur omdat God genadig is. En ons kyk na Deuteronomium 7 vers 7 en 8, waar dit baie duidelik gestel word, die Here het julle nie lief gehad gekies, omdat julle meer of talryk was as ander volke nie. Want julle was die minste van almal. Maar omdat die Here julle lief gehad het, en omdat hy die eed wou hou, wat hy aan julle vaders gesweer het. Dit wil sê daar waar hy Israel uitgekies het,
wou God sy genade aan hulle uitstort, oor hulle uitstort, omdat hy hulle lief gehad het. Hy het sy liefde op hulle geplaas. Israel het niks tot hulle uitverkiesing bygedra nie. Jesegiel 16 vers 4 tot 6 beskryf dit so: op die dag toe jy gebore is, verwysende na Israel, is jou naaldstring nie afgesny nie. Jy's nie gewas nie. Jy's uitgegooi in die oop veld. Toe het ek by jou verbygegaan en jou gesien, spartel in jou bloed, en ek het vir jou gesê, leef. Dit verwys na die hulpelose toestand waarin Israel was. En God het hulle sy eie gemaak. So die waarheid hier is, God se keuse is gewortel in sy genade en nie in hulle grootheid of kwaliteite nie. En die toepassing hiervan, dit verander elke gelowige se verstaan van sy redding. Ons verlossing, soos Israel se uitverkiesing, rus nie op verdienste nie, maar op barmhartigheid en liefde en genade van God. So daarin is daar die ooreenkoms met Israel. Ons het dit nie verdien nie, net soos wat Israel dit nie verdien het nie. Maar God het sy liefde en sy genade op hulle uitgestort. In die tweede plek, Israel is vir 'n spesifieke sending gekies. En nie net vir die voorreg om sy volk te wees nie. Vir 'n spesifieke sending. Jesaja 42 vers 6. Ek sal jou gee as 'n verbond vir die volk. 'n lig vir die nasies. Jesaja 49 vers 6. Ek sal jou ook gee as 'n lig vir die nasies, dat my verlossing kan reik tot die eindes van die aarde. Kan daar twyfel wees oor wat God met hulle wou bereik? 'n lig vir die nasies, om die lig van God se waarheid te laat skyn waar hulle ook al kom, sodat God se verlossing kan reik, die eindes van die aarde kan bereik. So Israel was nooit veronderstel om 'n doodloopstraat van God se liefde en genade te wees nie, maar eerder 'n snelweg na verlossing. En van die begin af het God se uitverkiesing na die groter doelwit, die wêreld, verwys. Ons lees in Genesis 12 vers 3, in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Van die aarde, almal. Romeine 3, gaan ons in die Nuwe Testament, 3 vers 1 en 2. Wat is dan die voordeel van die Jood, vra Paulus nadat hy nou hierdie klagstaat teen hulle opgedien het? Of wat is die nut van besnydenis? Hoekom is daar 'n teken van die verbond? Groot in alle opsigte. Ten eerste tog seker dat aan hulle die woorde van God toevertrou is. Hier sien ons is dit deel van daardie sending wat moes uitgedra word, dat God se woord aan hulle gegee is. God het homself aan hulle geopenbaar, sodat dit na die wêreld uitgedra kan word. Dit sluit aan by die derde punt, dat God het sy wye openbaring, sy spesifieke openbaring, het hy deur Israel gegee. En dit mag ons nooit ooit vergeet nie. Daarom is dit die laaste plek vir enige gelowige om neer te sien op 'n Jood. Of, soos wat dit deesdae is, selfs aktief teen Israel, te betoog en te beklei teen Israel. Maar hulle is God se volk, en hulle gaan in sy genade inkom. Elke boek van die Bybel, elke profesie in die Bybel, elke visioen en psalm en belofte wat deur die woord na ons toe kom, het deur Israel gekom. Eerstens in die Ou Testament, maar ook in die Nuwe Testament, want met die uitsondering van een boek is die hele Nuwe Testament deur Jode geskryf. God het die Jode gebruik om ook die Nuwe Testament vir ons te gee. Die Heilige Gees het hulle geïnspireer.
So dit weerspieël Joodse skryfwyse, Joodse denkwyse, maar dit bring ons ook dan in kontak met die Joodse Messias. En ons mag dit ook nie vergeet nie. Ofskoon hy dan deur God se genade ook ons Messias geword het, soos wat God beplan het. En wat God op 'n ander manier moes doen. 'n Ander weg as deur Moses, as deur Israel, moes hy dan deur die kerk kom. Die totstandkoming van die kerk. Die apostels was Joods, die vroeë kerk, uitsondering van Paulus wat Griek en Jood was. En onthou, Christus self het in die vlees as 'n Jood gekom. As God nie Israel gekies het nie, sou ons menslikerwys gesproke nie vandag hierdie Bybel in ons hand gehad het nie. Maar hy het gekies om dit deur die Jode te doen en te gee. En indien God wou, kon hy dit deur 'n ander nasie gedoen het. Maar hy het nie. Hy het die Jode gekies. Dan die 4de punt, Israel as kanaal van God se verlossing. Jesus het in Johannes 4 vers 22 dit so duidelik gesê. Hy het dit aan die vrou daar by die put gesê. Onthou, verlossing is uit die Jode. Jesus het dit gesê. Verlossing is uit die Jode. Die oorsprong is in die Joodse volk. God het dit deur die Joodse volk op die aarde gestalte gegee. Selfs in Jesus. Nie net vir die Jode dus nie, maar deur die Jode. In Romeine 9 vers 4 en 5 skryf Paulus, hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort. Onthou waarvan ek net gepraat het, daai wit pamfletjie wat julle gekry het. Hulle is Israeliete, die ware Israeliete, aan wie die aanneming tot kinders behoort. En die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die erediens en die beloftes, almal wat deel daarvan het in die kerk, is die ware Jode. Aan wie die vaders behoort en uit wie die Christus is en na die vlees wat hy oor alles het, God lofwaardig tot in ewigheid. Met ander woorde sê, julle is Jode. Maar as ons dan nou verder kyk en gaan aanstonds daarna verwys ook. Die Jode is die oorspronklike olyfboom. En die kerk is die tak wat op die olyfboom ingeënt is, ingeplant is. Hoeveel duideliker kan dit dan nou nog wees vir ons? Deur Israel het die verbonde gekom. Deur Israel het God se beloftes gekom. En deur hulle het Christus self gekom. Galasiërs 3 vers 16. Die saad van Abraham. Maar dan ook gaan hy verder. Nou is die beloftes aan Abraham en sy saad gemaak. En aan jou saad. Wat Christus is. Deur Christus het ons deel daaraan, wat bevestig wat hy in Romeine 9 beskryf. So God se keuse van Israel lei dus direk na God se verlossing wat na die wêreld uitgesprei is. As gevolg van die, kan ons sê, die verstopping wat in Israel gekom het, het God die kerk tot stand laat kom, sodat die evangelie deur die kerk versprei kan word. Maar die stam, kan ons nooit vergeet nie, is God se volk Israel. Die 5de plek, die heidene, die nie-Jode, is ingeënt in God se genade, wat ek nou reeds gesê het, en hulle vervang nie Israel nie, en hulle is nie die plek van Israel nie. In Romeine 11 beskryf Paulus dit volledig. 19 en 11 bou hy op om dit nou duidelik uit te wys. Romeine 11 vers 17 tot 24, ek haal net sommige sinsnedes daaraan. Jy, verwysende na die kerk, alhoewel 'n wilde olyftak, is ingeënt op die olyfboom. Moenie roem teen die takke nie. Jy het niks om teen die takke te roem nie. Jy hoef nie vir 'n Jood te sê nie, wel. Christus het eintlik maar vir ons gekom en nie vir julle nie. Julle is so en so. Nee. Dit is nie jy wat die wortel dra nie.
maar die wortel wat jou dra. Hoeveel duideliker kan dit nog wees, geliefdes? Die heidene, die nie-Jode, die Christene is ingeënt in die boom van God se genade en verlossing. En die wortel en die stam waarop ons ingeënt is onvervangbaar. En daarom gaan God hulle weer een maak met die kerk. En dit is wat ons in Romeine 11 gaan sien. Verstaan goed, die kerk het nooit tot stand gekom om Israel te vervang nie. Israel gaan weer vorentoe in God se genade inkom. En dit sal waarskynlik, as ons kyk in terme van die beskrywing van die eindtye, sal dit grootliks dan wees tydens die groot verdrukking. So die toepassing hier is dit. Daar's geen plek vir trots vir enigiemand nie. Onthou, wie is die stam en wie is die wortels, waaruit ons geloof gevloei het. En God se boodskap was nog altyd vir die hele wêreld bedoel. Ekskuus tog. En die Messias wat God deur Israel gestuur het, deur die Jode, is die ene wat die wêreld sal verlos uit hulle sondes en van die dood. En dit is wat Johannes die Doper ook gesê daar in Johannes 1 vers 29, terwyl hy besig was om die Jode daar in die woestyn te doop. En toe hy Jesus sien aankom, toe sê hy, kyk, die lam van God wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. Die lam van God is baie duidelik. Die 6de plek, Christus is die vervulling van Israel se roeping en taak. Christus het die vervulling gebring. En met ander woorde, Jesus se koms kanselleer nie Israel op enige manier nie. Inteendeel, hy voltooi en hy vul aan. Hy maak dit volledig op hierdie stadium, tot op hierdie stadium, die hele verhaal van Israel se roeping en die vervulling van hulle taak. Want hy sê in Hosea 11 vers 1, uit Egipte het ek my seun geroep. Matteus 2 vers 15, dieselfde gedagte, sodat vervul sou word, uit Egipte het ek my seun geroep. Die koms van Jesus was die roep van die seun van God, om sy taak te kom doen, wat tot die verlossing van die mens sal lei. Jesus is dus die symbool van God se genade in Israel se geskiedenis. Wil weer herhaal, Jesus is die symbool van God se genade in Israel se geskiedenis. Johannes 2 vers 19 tot 21, weer net enkele frases waar Jesus gesê het, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. Maar hy het van die tempel van sy liggaam gepraat. So Jesus is die ware tempel. Hy is die ware offer self. Al Israel se aanbidding, die priesters, die offers, die seremonies, die verbonde, soos dit byvoorbeeld in die tabernakel uitgespeel het eintlik uitgespel die koms van die Messias, alles heen gewys na Jesus. So God het Israel gekies sodat Christus in die wêreld kan kom vir die verlossing van almal. Maar Israel was die kanaal vir Jesus se koms. So, as ons dan nou die gevolgtrekking maak of vra, dan vra ons, wat beteken dit vir ons? In die eerste plek, God se keuse van Israel leer ons, God werk in die werklike geskiedenis. Hierdie wat ons in die Bybel lees, is nie iets anders as die werklikheid nie. Dit is werklike geskiedenis. Maar net so is die geskiedenis, ons geskiedenis nou in hierdie dae. En dit wat in elkeen van ons se lewe gebeur, is dit net so 'n werklikheid. Dit is ons geskiedenis wat ons nou skryf en wat God in en deur ons skryf vir hulle wat gelowiges is, deur Jesus Christus en deur sy woord en sy genade en sy gees. God skryf in ons lewens die geskiedenis, ons geskiedenis, wat kollektief deel is van die kerk se geskiedenis. En kollektief gaan ons deel wees van die wêreldgeskiedenis eendag. En dan wat ons ook hier sien, en dit behoort meeste van ons te troos,
God se genade kies die onwaarskynlikes. Die onwaarskynlikes. Hy het die klein nasie gekies. As ons na die Nuwe Testament kyk in die geskiedenis van die wat gered word, hy kies die sondaars, die onbenulliges, die op wie daar neergesien word, soos wat Israel was te midde van die volke. En dan sien ons dat God se geskiedenis, eintlik God se verlossing, het 'n baie bepaalde verhaal, 'n verhaallyn, kan ek dit eerder noem. 'n Lyn wat dwars deur die geskiedenis loop. En dit loop deur Israel, na die kerk, na die mensdom, na die hele mensdom, soos God dit oorspronklik beplan het. En dan moet ons onthou, al God se beloftes, soos wat dit in die Ou Testament aan Israel gegee was, soos dit aan ons in die Nuwe Testament herhaal word, soos dit so duidelik in Openbaring uitgestippel word, nog wat gaan gebeur, ons moet dit weet. Geliefdes, dit gaan alles voltrek word. Daarvan kan ons seker wees. God hou sy beloftes. Elkeen. Vanaf Abraham, die verbond met Abraham, tot en met die voltrekking van die verbond in Christus. En dan kan ons die gevolgtrekking maak as 'n slotgedagte. Daar's nog so baie om te sê, maar hier is die hooftrekke om oor Israel te sê. Deur Israel het ons dan, is ons die geseënde ontvangers van God se woord, van God se beloftes, van God se verbonde, van die verlosser, ons verlosser Jesus Christus. As ons dit besef in hierdie besondere gedagte dan op hierdie manier verstaan, laat ons dan God loof en prys vir sy genade in die geskiedenis van die mensdom, en ook sy genade in ons lewens, wat ons tot op hierdie punt gebring het. En laat ons dan, geliefdes, anders as Israel, getrou wees aan ons sending. Getrou wees aan ons sending. Om weer terug te keer na Romeine 2, vers 17 tot 29 net, hier sien ons dus, dit bou voort op die duidelike patroon wat hy tot dusver geskep het, naamlik almal is skuldig. En dan die boodskap wat ook uit daardie eerste dele gekom het, wat absoluut soos 'n rots gevestig is. God kyk na die hart en nie die uiterlike nie. Ons sien Israel het geen aanspraak gehad by God omdat hulle Israel was nie. En die kern van God se wet bly steeds om God lief te hê, om hom te dien en te verheerlik, om die nasies na hom te wys en die lig met hulle te deel. Maar dit het verlore gegaan as gevolg van Israel se trots, hulle hoogmoed, hulle hoogvaardigheid. Want hulle wou dit nie met die ander deel nie. En daarom moet ons dan baie mooi dink, ook oor hoe ons in hierdie wêreld voorkom. Hoe bereikbaar is ons vir die wat onbereik is? Dit was toevallig in hierdie week op ons plaaslike groep, het dit uitgekom dat een vrou geskryf het na aanleiding van 'n testimony wat Antoinette gedeel het. 'n Testimony van 'n moslim wat tot bekering gekom het. Dat sy net gesê het, maar daardie aangrypende getuienis van hierdie man
het haar oë oopgemaak om te besef dat die geloof is meer as net ons kleine wit enklawe. So dit is vir ons 'n uitdaging, geliefdes, dat ons nie soos Israel sal wees nie. Want net soos Israel kan ons so maklik deur ons eie waan, ons eie gewaande goedheid verswelg word en die werklike rede vir ons redding ignoreer of vergeet. So Paulus se waarskuwing kom nie net dus tot die Jode nie, maar ook tot ons. En mag ons dan werklik dan getrou wees aan die roeping wat na ons toe gekom het in ons redding. Dit is ingebou in gebed in ons redding, om nie soos Israel te wees nie, maar ons lig te laat skyn aan almal, niemand uitgesluit, aan almal met wie ons dit in kry. En dat ons ook sal verstaan wat Paulus in Efesiërs 2 vers 10 skryf, dat God bepaalde mense in situasies oor ons pad laat kom, wat dan vir ons die geleentheid gee om uit te reik. Want God het dit so gewil. Hy wil elkeen wat oor ons pad kom. Hy skryf dit voor, hy laat dit toe. Mag ons dan getrou wees aan ons roeping. Kom ons bid. Ons liefdevolle en genadige Vader, Here, ons moet bely, ons word onrustig, selfs vreesbevange, wanneer ons hoor dat U nie na die buitekant van die mens kyk nie, maar na die hart. Here, ons ken ons eie harte so goed. Ons is so bewus van ons sondigheid. Ons is so bewus van ons hoogvaardigheid. Ons is so bewus van ons eie waan om maar net in vrede ons lewe in gemak en voorspoed te wil lewe en nie te steur aan die rede vir ons redding nie. Daarom is ons gebed, o Here, laat ons vandag sien en hoor en luister. En as ons dit gedoen het, dat dit sal lei na dade wat van getrouheid aan U woord en aan U opdrag sal spreek. Dat ons getrou sal wees, Here, om hierdie waarheid uit te leef, want Here, U het vir ons so duidelik enkele weke terug gewys hoe U na die kerk in Openbaring kyk. Daardie 7 kerke, Here, waarvan U net 2 geen veroordeling gehad het nie. Dan is ons vraag, Here, waar staan ons? Nie net as gemeente nie, maar as individue. Want dit wat daar met die gemeentes gebeur, is ook dit wat met die individue gebeur. Here, hoe kyk U na ons vandag? Hoe lyk ons harte vandag voor U? Vergewe ons, Here, waar ons in hierdie lewe net dit koester en bewaar en uitleef wat ons pas. En daardeur ontrou is aan wat U vir ons bedoel het, wat U vir ons beplan het. Help ons om ons roeping ernstig op te neem. In ons uitlewing van ons geloof teenoor U, in die eerste plek teenoor mekaar as broeders en susters, aangeneem, Here, deur U ons Vader. Dit was U keuse, Here, om dit te doen. En U het ons by mekaar geplaas in 'n liggaam. Mag ons dit uitleef, Here, tot U verheerliking. Maar ook in die wyeer verband van ander gemeentes. Maar in die eerste plek getrou aan ons eie, ook in ons eie gesinne, in ons eie families.
Verander ons, Here, is ons gebed. Help ons om te verander na die beeld van ons Redder en Heiland Jesus Christus. Dat ons waarlik, Here, meer en meer en meer sal word soos hy. En ons bid dit in sy naam, in die grootste afhanklikheid. Amen. Amen.